Hallo julle, ek wil vanoggend net gou-gou 'n testimonie met julle deel. En ja, dit is Vrydag die 15de Mei en dit is, julle sal dit nie glo nie, net na 3 in die oggend. Soos julle kan sien, ek is gereeld. Nou, ek het die voorreg om vanoggend Hartswater toe te vlieg. Ek vlieg Kimberley toe en van daar af gaan ek Hartswater toe om daar môre 'n groep dames te bedien met my kursus Vrou wees gebed en wysheid vir die huwelik. En dit leer vrouens Bybelse wysheid, hoe om te bid en innerlike krag vir elke seisoen van hulle lewe. Nou ek sien geweldig uit daarna. Ek het 'n hele handleiding geskryf en selftests en tot 'n kompleet pre-booklet wat elke dame kry en gaan huis toe vat, en daar is spesifieke gebede wat elke vrou gaan help. Nou ek is baie opgewonde hieroor. Maar hier is nou waar die testimonie inkom. Toe ons hierdie kursus beplan het hulle vir my gevra, pastoor, hoeveel is jou onkoste? Jy weet, wat vra jy? Want 'n mens charge vir die om die werk te doen, alles in te sit. Ek het gesê wat dit gaan kos, ons het die vliegtuigkaartjies uitgewerk, akkommodasie, Uber, my koste wat, jy weet, dit my gaan kos om daar te wees, after all I need to eat, in elk geval, en alles mooi uitgewerk. Julle, alles wat kon verkeerd gaan, het verkeerd gegaan. Ek het 'n wonderlike boetie in Christus wat gesê het, hy gaan betaal vir die vliegtuigkaartjies. Die Here het dit op sy hart gesit om die vliegtuigkaartjies te betaal. En elke keer as hy dit wil betaal, dan val daar iets voor. En daar val iets voor, en daar val iets voor. En eventually, die plek waar ons dit gaan aanbied, die kerk, hulle sê, hoor jy, moet ons dit nie dalk uitstel nie. Nou ek sê toe, okay, wel, kom ons stel dit nou af. En die dames wat dit gereël het, wonderlike Jennifer en Henriette, hulle is nee pastoor, jy moet kom. Nou ek sê, okay, Here, al is daar net 20 vrouens, en as u seker maak, my vliegtuigkaartjie is betaal, my verblyf is betaal, my Uber van die huis af lughawe toe is betaal, en van die lughawe af weer terug huis toe. Toyota is so gaaf gewees om vir my 'n voertuig te gee om te gebruik terwyl ek in Hartswater is. So ek sê toe, jy weet, solank al daai goed gecover is, al my uitgawes, I will go. Here, al maak ek nie 'n sent hieruit nie, solank ek kan gaan om u woord te gaan verkondig en ander dames kan oplig. Julle, so kom dit toe nou, ons het toe nou gesê, ons gaan aan, en teen Maandag het ons nog hierdie vliegtuigkaartjies nie. Dinsdag oggend nog steeds nie. En die goeie vriend van my sê toe, jy weet, hy gaan dit betaal, maar lewe raak besig, en hy kom net nie daarby uit nie. En ek is soos in Here, daar's 20 mense, ons is 20 vrouens, né? Prys die Here. Hoe gaan ek al kom? Ek sien al hoe pak ek my kiaatjie en daar gat ek, okay, maar in elk geval. En Dinsdag is ek net soos in Here, ek plaas dit in u hande. Daar's niks wat ek kan doen nie. Ek plaas dit in u hande. Ek het my intercessors 'n boodskap gestuur en gesê, hoor julle, nou bid ons, want dis al wat ons kan doen. Prys die Here. Dinsdag aand, vliegtuigkaartjie betaal, geboek betaal, pastoor, ons stuur vir jou die confirmation, hulle het dit gestuur, kaartjies is bespreek, ek sit toe op die op my intercessorsgroep, ek sê, hoor julle,
Prys die Here het deurgekom, nou is dit die Uber geld. Julle, dit was nie 5 minute nie, dit een van my wonderlike dames, van my intercessors, vir my die geldjie inbetaal, vir die Uber, want die Here het op haar hart gedruk. En ek sê in, okay, dis amazing, kry my goedjies reg. Gister moet ek my boeke gaan haal, my Afrikaanse boek, die Prodigal Man en wat hy rarig deurgaan, is nou in Afrikaans beskikbaar, en ek my boek gaan haal, en ek gebruik die laaste van my geld. Ek is in Here, nou wat nou? Wat nou? Ek kan nie op hierdie vliegtuig klim met niks geld nie. En 3 amazing mense, het vir my gesaai in die ministry in, en moontlik gemaak dat ook my ander uitgawes wat daar is, gecover sal wees. En ek wil dankie sê vir elke persoon wat dit moontlik gemaak het vir my om te gaan bedien in Hartswater hierdie naweek. Elke persoon, weet mense gee partykeer 'n R20. Daai R20 beteken die wêreld. Daai persone wat 'n 20 of 'n R50 gegee het, dankie. Mag die Here elke een van julle wat gecontribute het na hierdie naweek se bediening, mag die Vader julle 7voudiglik seën, en elke persoon wat bid oor hierdie naweek. Maar julle, wat ek vir julle wil sê, baie keer lyk dit vir ons asof dinge alles gaan platval. Dis hoe dit vir my gelyk het. Dit het nie gelyk asof ek hierdie naweek sal kon gaan nie. Maar wat het ek gedoen? Ek het dit in die Here se hande gelaat. Ek het gesê, Here, as dit is wat U wil hê ek moet doen, then you will provide. En soos ons Here werk, het hy op nommer 99 deurgekom. So ek wil jou net bemoedig, as iets van die Here afkom, as dit in God se wil is, sal hy altyd, maar altyd voorsien. As hy vir jou 'n belofte gegee het, he will come through. En die Bybel is vol beloftes. So, moenie die handdoek ingooi, omdat jy nog nie die dinge sien waarvoor jy wag nie. Soos ek sê, ons God hou daarvan om op nommer 99 die wonderwerk te doen. So hang in daar. Don't give up, don't give in. God is always working. Ek wou net hierdie graag met julle deel vanoggend, want dit is 'n testimonie van hoe God werk as ons dinge in sy hande laat. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Shalom.